Goeiemôre. Jy luister na die 12de oordeenking in die reeks 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is: ken jy jouself? Daar is net een probleem waarop my totale bestaan, my vrede en geluk berus, om myself te ontdek deur God te ontdek. As ek hom vind, sal ek myself vind, en as ek my ware self vind, sal ek hom vind. Thomas Merton. Annelie van Rooyen sing: ken jy die bitter as die mankheid nooit vervaag? En ken jy die seerkry as die nagte eensaam waak? En ken jy die antwoord in die oë wat vra? Weet jy wat jy binne jou dra? Ken jy jouself? Ken jy jouself? Wie jy is en wat jy graag wil wees? Ken jy jouself? Ken jy jouself? Wat jy glo, hoe jy voel, wat jy dink en hoe jy leef? Ken jy jouself? Ken jy jouself? In 'n sekere sin kan 'n mens die hele onderneming om jouself te ken so maklik afmaak. 'n Gedeelte van my, van jou dalk ook, wil sê, weet jy, as iemand wat myself nou al soveel jare ken, is daar nie eintlik veel hier te ontdek nie. Nie so interessant nie. Kom ons praat liewer oor belangriker temas, soos oor God, wêreldvrede, of sommer oor interessanter dinge soos fotografie en rugby. Party mense is heel oukei daarmee dat hulle hulle self nie te goed ken nie. Moenie krap waar dit nie juk nie. Ek het julle mos nou die dag vertel van my heupvervanging. So sukkel my pa toe ook op 'n stadium met 'n seer heup. Ons praat sommer so tussen die optel en ronddra van stukke staal van buite af die werkswinkel in. Pa moet dalk maar laat kyk na daardie heup. Dalk is daar 'n verband tussen my heupmoeilikheid en pa se. Hy laat val die stuk staal in 'n gebaar wat wys dat hy iets belangriks wil sê. Jy wil nou hê, dit moet met my gaan soos met die oom wat baard gedra het, sy hele lewe lank. Toe vra iemand eendag vir hom: oom, as oom nou so in die aande slaap met die lang baard, slaap oom met die baard onder die kombers of bo die kombers? Daardie nag kon die oom nie slaap nie, want hy het nie geweet wat hy met sy baard moet maak nie. So, los my heup uit, ek weet wat ek met hom moet maak. Miskien voel party mense so oor hulle eie binnekant. Moet nou nie staan in karring nie. Ek ken myself goed genoeg. Sommige mense, en veral mans wat ek ken, sal liewer vir 'n gastroskopie gaan as wat hulle oor hulle eie emosies praat, oor hulle eie binnekant praat. Maar dan is daar ook mense aan die ander kant wat, as jy hulle eers toelaat om oor hulle self te begin praat, jy nooit die einde hoor nie. Eendag op kampus maak 'n vriend van my 'n grappie nadat hy nou so hele tyd oor homself gepraat het. Hy bly so skielik stil en sê: "Goed, ek het nou lank genoeg oor myself gepraat. Kom, praat julle nou 'n bietjie oor my." In sy geval was dit nou 'n grappie, maar in die regte lewe gebeur dit soms. Maar wanneer mense so lank oor hulle self bly praat, is dit nie noodwendig 'n positiewe teken nie. Dit beteken nie dat daardie mense presies weet wat in hulle binnekant aangaan nie. Inteendeel. Heel dikwels is dit deel van hulle poging om uit te werk wat binne in hulle aan die gang is. Hulle doen dit net praatgewys. 'n Psigies gesonde mens deel nie persoonlike goed met meer as 2 of 3 mense wat baie naby aan hulle is nie. Anders gestel, 'n emosioneel psigies gesonde mens weet met wie om wat te deel. Ons moenie ons wasgoed in die wasmasjien los nie, maar ons hoef dit ook nie in die straat op te hang nie. 'n Psigies gesonde mens besef dat selfkennis 'n belangrike voorwaarde is vir alle verhoudings, met God, ons medemens en onsself.
Ek moet sê, dit is nie die eerste gedagte wat by my opkom wanneer ek dink aan selfkennis nie, dat dit te doen het met ons verhouding met God nie. Ek sou dadelik sê, ja, goeie selfkennis is goed vir ons selfbeeld en ons eie vrede en dies meer. Maar ek dink nie ek is altyd so bewus daarvan van hoe belangrik 'n gesonde selfkennis is in ons verhouding met God nie. Maar dit moet ons tog laat dink hoekom dit so belangrik was vir Paulus, vir die kerkvaders Augustinus, vir Calvin, Thomas Merton en oneindig baie ander skrywers, invloedryke Christelike denkers, dat ons onsself werklik moet ken. Ek wil vir 'n oomblik vir jou vanmôre die geleentheid gee om te antwoord. Stop die oordeenking hier en as jy alleen is, waag 'n paar antwoorde. Hoekom is dit so belangrik om jouself te ken? Hoekom dink jy het hierdie skrywers dit so belangrik geag? Of as jy saam met iemand luister vanmôre, stop die opname en bespreek dit eers 'n rukkie met hierdie persoon. Hoekom sou dit so belangrik wees om onsself te ken? Watter antwoorde het jy of julle mee vorendag gekom? Daar is 'n hele aantal redes. Heel eerste, indien die stelling korrek is, dat die self die plek is waar ons God ontmoet, sou ons beslis moet weet wie dit is wat God ontmoet. Dink 'n bietjie aan die nagmaalsformulier, waar selfondersoek aangemoedig word alvorens ons by die tafel van die Here aansit. Selfondersoek het die onderliggende konnotasie dat ons lewe tog meet aan 'n eksterne maatstaf. In 'n groot mate die maatstaf van heiligheid, van reinheid, van geregtigheid, van barmhartigheid, van opregtheid. En in Paulus se aanmoediging voor nagmaal, 'n ondersoek na ons eie barmhartigheid teenoor ander mense. Wie ook al die Here wil ontmoet, behoort tog in ag te neem dat ons voor die Almagtige en die Heilige te staan kom, in wie se oë daar niks geheimenisvol is nie. Daar's geen pretensie by ons, dat ons moet dink deur selfondersoek moet ons onsself nou eers goed berei, sodat ons met blink klere en vertoon voor die hemelse koning mag kom nie. Nee, dit lyk vir my of die selfondersoek juis daartoe lei, dat ons voor die Here kom in die wete wie ons is as sondaars, as gebroke mense, en dat ons ver te kort skiet om onsself te laat tuis lyk in hemelse geselskap. Selfondersoek is dus 'n spirituele aangeleentheid. Veel anders dink ek, of veel dieper, as 'n afspraak by die sielkundige. Afspraak by die sielkundige of beraader, nie onbelangrik nie, maar dit lê op 'n ander vlak. Dit sluit mekaar nie uit nie, maar beide hierdie kontekste werk met verskillende dieptes en ander woordeskat. Die Heilige Gees, vir enigiemand wat bereid is om te luister, is konstant binne ons aan die werk om ons te herinner wie ons is voor God. Toets ons gewete, herinner ons aan ons stagnasie, pluk aan die stiltes van ons nie-gebede, ons selfsugtige pante van ons kleed, en inspireer ons vorentoe na die heelheid en heiligheid en volmaaktheid waarvoor God ons geskep het. Tweedens is daar ook selfkennis. Dit hou verband met selfondersoek, maar selfkennis lê meer op die vlak van sielkundige kennis, awareness in Engels. Om bewus te wees van my eie identiteit, wat saamgestel is uit my persoonlikheid, emosies wat ek beleef, gedagtes wat ek koester, verhoudings met die mense om my. Dis nie asof ek nou klaar gedink het oor God se invloed in my lewe nie. Uit die aard van die saak is God die skepper van ons totale bestaan. Maar nou is die woordeskat wat ons gebruik en die gesprekke met mense beweeg meer op die terrein van navorsing oor sielkunde en die insigte daaruit.
Dis die bewussyn van my interne menswees in verhouding tot God, ander mense en my omgewing. Dit is die wonderlike vermoë van die mens om te selfkorrigeer, veral deur die introspeksie wat ons doen. Selfkennis gaan nie soseer oor die ontdekking van die sonde binne ons nie, maar die valse stemme, die projeksies wat ons na buite projekteer. En selfkennis is nie net om te weet nie, maar om begrip te hê, waar ons vandaan kom, waar my emosies vandaan kom, wanneer dit geaktiveer word, nuwe opsies te oorweeg vir die toekoms. Ons kan nie verander waarvan ons nie bewus is nie. You cannot change what you don't acknowledge, het Dr. Phil altyd gesê op televisie. Daar is so groot waarheid daarin. Gepraat van waarhede. Adler het 'n groot waarheid bespreek. Die doel van bewuswording, het hy gesê, het sy dit ons denkpatrone of gedrag is, het ten doel dat wanneer ons klaar iets aangevang het, wat kom ons sê destruktief is, verkeerd is of wat ook al, dat ons bewus is dat ons dit verkeerd gedoen het, of dat dit 'n slegte keuse was. Die volgende keer, as deel van die proses van bewuswording, kom ons dit agter terwyl ons besig is om dit te doen. En die derde keer, word ons bewus daarvan voordat ons aanjaag en verkeerd doen. Dit is hoe insig en selfinsig werk. Selfkennis en selfinsig lê op vele terreine van ons lewe, om maar net 'n paar te noem. Narratiewe selfkennis. Hoe vertel ek my eie storie? Emosionele selfkennis, en wat ek voel en gevoelens wat ek vermy. Morele selfkennis, my gewete, my waardes, my beginsels. Liggaamlike selfbewussyn. Skadu selfkennis, my skadukant, my donkerkant, my slegte eienskappe. Geestelike selfkennis, die gawe van geestelike onderskeiding. Daar is niks te wen deur geslote te leef, om ons binnekant toe te sluit, en te weier om ons eie menswees te ontken, te ontdek, en te ondersoek nie. Alleen wanneer ek my volle self voor God bring, dan is ek eerlik genoeg om 'n ontdekkingstog te begin en in te volhard, om myself te leer ken, soos God my waarlik ken. Kom ons bid saam. Hemelvader, net U ken ons waarlik. U kyk dieper as 'n X-straalmasjien. Voor U kom kniel ons vanmôre, U wat ons volledig ken. Laat U Gees tog in ons 'n diep insig bewerk, dat ons onsself ook waarlik sal ken, en met eerlikheid en met dankbaarheid die pad sal stap van selfontdekking. Ons wil U aanbid in gees en in waarheid, soos Jesus ons geleer het. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.